Vandag kuier ons Wild en Jag TV-span by die Mariba Hotel in Centurion by die Wildlife and Wine Affair. Ons het hier die unieke geleentheid om allerhande wildsdisse saam met wyn te kombineer en te geniet. Kom ons gaan loer wat alles vandag hier aan die gang is. Ons het 'n groot verskeidenheid van wildsvleise en dan ons doen dit in verskillende maniere. Soos ons het daarso het ons 'n springbok worsie, dan het ons 'n kudu en apricot skewer wat ons hierso doen, dan het ons eland patties wat ons in 'n klein hamburger slider styl doen. Ons het hierso het ons die volstruisbootjie. Dis net 'n gewone volstruisnek wat ons en 'n bietjie goulash vleisies wat ons net hierso lekker stadig gekook het. Dan het ons hierso die blou wildebeespot wat ook net die skenkeltjies is van dit. Okay, hierso het ons ons startertjies wat ons hierso doen. Daarso is ons marinated mushroompies wat ook lekker gaan saamwerk en dan die slaaië, broccoli, dan ons hierso 'n caprese salad op 'n stokkie. Soos julle kan sien, alles is in die tapa style en dit is ons maak dit klein en dan wil ons heeltyd dit net vars hou en dan sit ons nuus uit en dan die mense kan die hele dag hier kom en dan kan hulle eet en dan saam met die wyn alles saam geniet. So wat is die geheim agter wildsvleis? Hoe moet jy dit reggaar maak? Vertel ons daaroor. Kyk, wat ek glo in is jy moet 'n bietjie maar vet soos 'n varkvetjie of iets want dit wildsvleis raak vinnig droog. So jy moet 'n bietjie varkvet dan maak hy hom net hou en hom net bietjie moist en stadig kook en dan net 'n lekker goeie sousie wat jy moet maak van dan gaan hy lekker smaak. Goeiedag, is Lucky Steenkamp van Blue Chip Exclusive Game Breeding en Hunting Safaris. Ons is daar van Potgietersrus, tussen Potgietersrus en Naboomspruit, Mokopane of Mokopong soos dit bekend staan. Ons is vandag uitgenooi om hier te kom vir die mense van die wildsnitte voor te berei en ons is bly dat ons hier kan wees. Ja, hierdie is maar verskeie snitte. Dis rugstring en fillet. Hoofsaaklik kudu gemsbok wat ons vir die mense gaan voor bedien hierso. Het jy 'n spesifieke marinade? Hoe lank het die vleis daarin gelê en wat is in die marinade? Ja nee, my vrou is eintlik die een wat dit weet. So ek weet nie of jy wil nader staan. Dis so amper 24 uur wat dit in die marinade lê. Dis maar 'n mengsel van speserye en ook 'n bietjie suurlemoensap en so wat die vleis net 'n bietjie sag maak en die meeste van die wildsmaak net bietjie uithaal. Vertel my meer van julle jagbedrywighede. Ja nee, verseker. Ons het Blue Chip Game Lodge en ons jag met oorsese kliënte en dan ook met binnelanders. Plaaslike mense. So ja nee, mense kan proe en ons gaan vir onsself bekendstel. En dan hopelik kan ons 'n paar kliënte trek na ons. Goeiemôre, ek is Valie Foster van Schweizer Reneke, Ierpan Safari Lodge, daar in die Noordwes, so eentjie hier vanaf. Ja, ons het hier na toe gekom om 'n bietjie te kom uitstel, ons diere van julle te wys. Ons het lodge, ons teel met skaars wild en dan natuurlik jag. Jag is maar deel daarvan. Maar hoofsaaklik is ons wildteelers. Daar is wel, ons laat wel jag toe op die plaas, maar daar's groter jagplase wat by ons diere kom koop. Ons genetika is baie goeie genetika, so hulle kom koop by ons, laat hulle vry op hulle jagplase en dan kry hulle buitelandse jagters in om hulle diere te kom jag. Ons het 'n pragtige lodge, ons spaar, so vir die mense wat wil wegbreek is dit 'n ongelooflike geleentheid. Ons het ook met Mariba Lodge se eie boomkenner en besigheidsman gepraat. Okay. Ek is Jonas, ek kom by Soshanguve. En dan hierso ek het hier plek op as want ek haal hom uit die ATM's en dan ek plat hom die NM's, die indigenous. En dan ek vat hier die kleintjies, hier bompies, soos hier die wetstengeld, ek plant hom by die sakkies. En dan as ek klaar hierso, ek verkoop hom R10 each. Alles is NM's. Want jy sien, as jy kan sien hier so by South Africa, ons het nie baie water. En dan die ATM's hulle vat baie water. Dis as ek sê vir die mense hulle moet die NM's bompies plant. Wat ons nodig met die water is. Ja. Can I put you to test? Yeah. Yeah, test me.
SA Nasionale Parke se ereveldwagters was ook by die fees. Ons het hulle gevra wat hulle doel by die geleentheid was. Definitely here for educational purposes. We target the public because a lot of people, believe it or not, in South Africa have never been to one of our national parks. And we try and make them aware of the national parks and just how close they are. I mean, in 4 hours you're in Kruger, in 3 hours you're in Marikeli. People have never heard of these parks. There's camping facilities, everything. But our main aim is to create an awareness of our problems with our animals and what is required to maintain these animals. Sandparks is no longer government subsidized. So we are here to create an awareness and get people to be knowledgeable and understand what we've got as our own national heritage. Na al die gepraatery het ek besluit om by die wynproesaal te gaan inloer. Ons is nou hier by Boplaas se tafel en hier's 'n hele paar verskeidenheid wyne. Ons gaan nou met Spikkel Senior Kaal gesels oor van die wyne wat het en wat lekker gepaard gaan saam met wildsvleis. Hallo Spikkels. Hi. Dankie. Ja, ek is Spikkels van Boplaas Wyne. Soos julle kan sien het ons 'n redelike verskeidenheid hierson. Boplaas is in die Calitzdorp omgewing naby Oudtshoorn. Hulle is eintlik bekend vir hulle soetwyne, hulle ports, maar hulle witwyne en hulle rooiwyne begin nou lekker raak. Hulle het ook 'n lekker vonkelwyn. En natuurlik vir 'n wildsvleisie is hulle Tinta Barocca 'n baie lekker ding. En as jy nou 'n wildspotjie, 'n skenkelpotjie wil maak, beveel ek aan dat jy 'n bietjie van die Cape Ruby port daarby sit. Dit maak 'n pot net ekstra lekker en dit gee vir hom net so ekstra lekker geurtjie. En as jy nou klaar is, dan kan jy nou afsluit met 'n lekker tonic port en 'n paar beskuitjies en 'n bietjie kaas vir 'n nagereg. So dit is en dan vir die manne wat nou nie in die wyne belangstel nie, het Boplaas potgedistilleerde brandewyn. Dit is 'n 5 jaar brandewyn en ons het 'n 8 jaar brandewyn. Alles potgedistilleer. En dit is eintlik waar Boplaas begin het. Hulle het in die 1880s het hulle begin met brandewyn maak en toe het hulle per ongeluk by Tinta Barocca uitgekom. Die eienaar het gedink hy plant Shiraz-stokke en toe is dit Tinta Barocca wat 'n Portugese kultivar is. In Calitzdorp omgewing, die klimaat en die grond is alles baie geskik vir Portugese kultivars. En daarom kan hulle die port maak soos wat hulle in Portugal ook maak met die port. Ek is Pieter van der Encardo en hierdie is ons Grand Classique, dis 'n vol Bordeaux versnit. Hy's Cabernet gedrewe met Malbec, Merlot, Petit Verdot en Cabernet Franken. Sit ons so 18 maande in hout en al daai druiwe bring 'n element aan die wyn wat hom baie goed maak om kos te komplementeer, veral wild soos eland en kudu en natuurlik saam met 'n lekker vetterige vleisie soos 'n ou beestertjie ook. And yeah, well, right now I'm actually tasting my Pinotage from Altyd Gedacht. It's one of the wines that we are renowned for. And well, today being Heritage Day, I think Pinotage being South African grape, it's perfect for today, but it's also wonderful to go with venison or any meat for that matter. So yeah, that's about Altyd Gedacht. And I think Morgenhof, the two wines that I've brought along are my Cab Sav and my Merlot Cab Franc. Both of those actually would work very well from a red wine point of view with venison. But for me, as a favorite, my Merlot Cabernet Franc, because the Cabernet Franc just sort of lifts everything and the spiciness in it, for me, just lends itself to exactly that. So, cheers. Ek is Richard Kastels, ek verteenwoordig Tokara. Tokara is baseer in Stellenbosch. Ons is een van die wijnkelders in Suid-Afrika wat beroemd is vir ons topkwaliteit olyfolies wat ons het en ook ons balsamic wat ons in die mark in het. Die olyfolie is 'n versnit van Cortina. Ons het so 'n bietjie Lucino, Mission en Frontoio ook in hom wat 'n goeie lekker sagte kombinasie is. Die olie is 'n medium style. Ons is ook geregistreer by die SA Olyfraad wat 'n sertifiseringsseël is wat jou waarborg wat op die etiket staan is in jou bottel. So dit is baie kompeterend teenoor ons ingevoerde olyfolies wat vandag nie gesertifiseer is wat in land inkom. Vir spesiaal vir braaidag vandag dink ek is 'n ideaal om jou vleis saam met olyfolie te gebruik en ook te bedrip met 'n bietjie balsamiese asyn saam met dit. En ja, dit is die twee kombineer mekaar fantasties en ek dink dit is 'n ideale dag om die Tokara olies te gebruik.
Wel, ons het so 20 produkte op die Suid-Afrikaanse mark en ons het so 6 rooi wyne. En vandag het ek nou net die 2 gebring. So ek sal definitief ons Pinotage aanbeveel. Het verskrik baie uit goeie balanseer tussen die vrug en die acidity, mooi ryp strawberries en cherries en sulke tipe produkte. Hy is ook nie oorweldigend groot nie. So hy gaan perfek werk saam met wildsvleis, definitief. Wat ook sal baie lekker werk saam met jou wildsvleis, veral as jy 'n potjie gaan maak, is om iets soos 'n muscadel te gebruik wat jy saam in die potjie kan gooi saam met jou wildsvleis. Hy het verskriklike groot geure op hom en al daai muscadelgeure wat deurgaan saam met jou vrugte wat jy saam met jou wildsvleis in 'n potjie kan sit, kan jy nie beter gaan nie. Ons het aan die einde van die dag met Pierre de Pre, die eienaar van Lariba Hotel, oor die fees gesels. Die hele doel is, en ons het dit saam met Agri SA, Landbouweekblad, ABSA, Parkeraad, die Honorary Rangers, het ons gaan saam sit en gesê dat ons wil vir boere in nood 'n ding doen. En dit is van jagplase tot ekotourisme. Dit gaan nie net oor jag nie. Dit gaan oor die geïntegreerde ding van natuur, van jag tot bewaring, van opvoeding tot 'n goeie wyn. So dit gaan oor goeie kos, dit gaan oor goeie wyn, dit gaan oor natuur, dit gaan oor ekotourisme, dit gaan oor opleiding. Soos die Parkeraad het vandag aanhoudend kort lesentjies wat hulle hier gee. Persentasie van die omset gaan aan boere vir nood en ons in Agri SA, Christo van Rede doen dit, waar ons 'n groot persentasie, 10% plus van die uitstallers dra by en dan gaan ons aan die einde vir hulle daai geld gee en sê right, sterkte.